Goeiemôre broers en susters, kinders. Het is vir ons lekker om so saam met julle te wees vanmôre. Ons gebed is dat die Here ook deur sy gees en deur sy woord vir ons elkeen sal kom aanraak diep in ons harte. Ons gebed is dat die Here sy goedheid en sy guns oor ons elkeen sal wees. En dit is vandag Vrouedag. So die land het gesê ons moet vandag die vroue eer en ons moet aan hulle spesiaal dink. Omdat ek getroud is, het ek spesiaal aan Christina gedink vanmôre. Dit werk mos nou so, nee. Maar ek wil graag namens die gemeente vir julle almal sê as vroue, mag dit vir julle 'n baie mooi dag wees, mag julle werklik iets beleef van uniek wees, spesiaal wees, gekoester wees deur hulle wat rondom julle is en vir julle lief is, maar dan in besonder ook mag julle die Here se genade in besonder belewe. Op hierdie dag wat ons spesiaal aan die vroue dink. Geliefdes, ons gaan vanmôre stil word so saam en ek het hier 'n prentjie op die skerm gesit van 'n basiese ete wat in die tyd van die Here Jesus gefunksioneer het. 'n stukkie vis, 'n stukkie brood en iets om daarmee saam te eet. So ek bid dat die Here ook hierdie prentjie sal gebruik vanmôre om vir my en vir jou te bedien vanuit die woord. So kom ons raak stil, ons raak rustig voor die Here en ons bid net saam. Kom ons buig ons hoofde. Kom Carolina, laat skyn jou lig. Vir jou het die lig gekom, die magtige teenwoordigheid van die Here het vir jou lig gebring. Oor jou gee die Here lig, oor jou verskyn sy magtige teenwoordigheid. Julle moet julle met eerbied en ontzag toelê om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Tree op as ligdraers in die wêreld, deur die woord van die Here te lewe. Vader, as ons vanmôre so stil word in U teenwoordigheid, dan is dit juis ons gebed dat die lig van die Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees, in ons en ook deur ons, sal skyn. Amen. Geliefde kinders van die Here, genade en vrede vir julle elkeen. Jesus het gesê, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang en sal julle sy getuies wees oral waar julle gaan. Vader, wanneer ons vanmôre so voor U buig en sing en jubel en juig, dan hoor ons opnuut net dat U heilig is. U is volmaak heilig, sê U woord. In U is daar geen duisternis nie, want U is die lig wat skyn deur die Seun Jesus Christus, wat die lig is vir die wêreld. U is die een wat lig bring deur die Heilige Gees in ons donker omstandighede. U is die een wat vir ons kom versorg en kom gee en vir ons kom bedien met U kragtige teenwoordigheid deur
die werkinge van u Gees in die Here Jesus. Vader, dis ons gebed vanmôre, dat u verheerlik sal word. Dat u naam geheilig sal wees. Dat in ons denke, in ons praat, in ons reaksie op dit wat met ons gebeur, dat ons u sal eer en heilig. Dit is ons gebed vanmôre, dat u koninkryk sal kom, in ons lewens, deur die teenwoordigheid van u as Vader, Seun en Gees. En nou kom ons net na u toe, om te kom vra, Vader, dat ons in gehoorsaamheid u koninkryk sal laat kom, ook deur ons denke en dade en optrede. En dit is ons gebed, dat u wil in ons lewens sal gebeur, hier in die gemeente, hier in die gemeenskap waarin ons lewe, in ons elkeen se persoonlike omstandighede. Mag u wil hier op die aarde so realiseer, Vader, soos wat dit in die hemel gebeur. En daarom gee ons onsself oor, sodat u wil in ons en deur ons gestalte kan kry. Ja, gee ons wat ons nodig het, vir hierdie dag, vir hierdie week wat voorlê. Dankie dat ons kan kom vra en kom buig, en dat ons kan weet dat u vir ons elke een so lief het, dat u ons nie vergeet nie, en dat u liefde vir ons nie vergaan nie. Vader, ons sê vir u dankie vir die vroue wat hier in hierdie gemeente is. Dankie vir dit wat hulle doen. Dankie vir hulle geloof. Dankie vir die voorbeeld wat baie keer deur die vroue uitstraal. Ons eer hulle vanmôre as gawes wat u vir ons as 'n gemeente en gesinne gegee het. Dankie daarvoor. Ons bid dat u vir elke vrou in hierdie gemeente sal versterk, dat u vir hulle sal aanraak, en dat u vir hulle sal versorg. Vader, dit val my op vanmôre, dat hulle wat op ons gebedslys is, almal vroue is. En daarom weet ons dat vroue ook swaar kry in hierdie lewe, en wil ons vir hulle na u toe bring. Vir Charlene, vir Tannie Elsie, ons wil graag, Here, vir Louisa na u toe bring, vir Daleen, wat in die hospitaal is. En ons bring elkeen wie se naam op hierdie lys is na u toe. Maar dan ook vir hulle wat in die gemeente sit vanmôre, en hulle wat aan hierdie gemeente verbonde is. Dankie dat u vir hulle as vroue kom toevou, kom begenadig, kom begelei. Dankie dat ons vanmôre kan weet dat u by ons elke een teenwoordig is. En seën u ook u woord in ons harte. Ons vra dat u sal kom praat, Here. Ons wil graag hoor wat u vir ons sê. Amen. Geliefdes, ek gaan vir julle lees Matteus hoofstuk 14. En waarskynlik is dit hier 'n gedeelte wat vir julle baie bekend is. Maar ek wil dit graag vir julle lees hier van vers 13 af. Dit gaan oor die vermeerdering van die brood, 5 broodjies en 2 visse. Al 4 evangelies praat oor hierdie gebeurtenis in die lewe van die Here Jesus. Maar as julle nou die skrif gaan lees, en julle lees 'n bietjie verder na Matteus 15 toe, dan is daar 'n tweede geleentheid waar Jesus brode en visse gebruik het om mense te voed. Hier in Matteus 14 is dit 5 broodjies, en Matteus
15 is dit 7 broodjies wat hy gebruik het. Hier is dit 'n groep van 5000 mans, afgesien van vrouens en kinders. In Matteus 5, by die tweede vermeerdering, is dit 4000 mans, afgesien van die vrouens en die kinders. So julle kan dit gerus gaan lees en dit bietjie met mekaar vergelyk. Die tweede vermeerdering van die brood word ook in Markus hoofstuk 8 beskryf. En dan die eerste een in Markus hoofstuk 6. Maar julle is welkom om daar te gaan, dit telkens kan gaan vergelyk met mekaar. Ek wil graag hierdie gedeelte net saam met julle lees. Matteus 14, vers 13 tot 21. Toe Jesus dit hoor, het hy met 'n skuit daarvandaan weggegaan na 'n stil plek om alleen te wees. Die mense het hiervan gehoor en hom van die dorpe af te voet gevolg. Toe hy uit die skuit klim, het hy die groot menigte mense daar gesien. Hy het hulle innig jammer gekry en hulle siekes onder hulle en die siekes onder hulle gesond gemaak. Toe dit al aand begin word, het sy disippels vir hom gesê, dit is 'n afgeleë plek en dit het al laat geword. Stuur die mense terug dat hulle vir hulle kan gaan kos koop in die dorpe. Maar Jesus sê vir hulle hoef nie weg te gaan nie. Gee julle vir hulle iets om te eet. Hulle sê toe vir hom, ons het hier net 5 brode en 2 visse. Bring dit vir my hier, sê hy. Hy het die menigte beveel om op die groen gras te gaan sit, om te eet. Toe neem hy die 5 brode en die 2 visse, kyk op na die hemel en vra die seën. Daarna het hy die brood gebreek en dit aan sy disippels gegee en hulle het dit aan die mense gegee. Al die mense het geëet en genoeg gekry en hulle het nog 12 mandjies vol bymekaar gemaak. Die stukke brood wat oorgebly het. Daar was omtrent 5000 mans wat geëet het. En afgesien van die vrouens en die kinders. Ons is terug by die prentjie van die 5 broodjies en die 2 vissies. Geliefdes, is 'n baie bekende gedeelte uit die woord van die Here. Ek weet nou nie of dit al met julle gebeur het nie. Dit gebeur soms dat 'n mens kuiermense kry, dat hulle kuier en dat 'n mens lekker saam kuier, en dan skielik besef, kom ons sê maar die vrou, want dit gaan oor die vroue ook vandag, dan besef die vrou, dit is etenstyd. Daar moet iets gemaak word vir die ete. En partykeer, as 'n mens dit besef en jy kuier mense, dan weet jy, jou yskas is maar bietjie skraal en jou koskaste is ook maar 'n bietjie skraal. En jy het beplan om net klein stukkie vleis en 'n klein bietjie groente of wat ook al vir julle as 'n gesin voor te berei. Maar skielik is hier 'n noodsituasie. En dit is inderdaad wat in hierdie gedeelte gebeur. En nou is dit vir my aangrypend as ek hierdie gedeelte lees, dat die Here Jesus vir die disippels 'n geweldige opdrag gee. Ek het dit op 'n ander manier verwoord. Ek het gesê, dit is ons tema, bring jou bietjie vir Jesus. Bring jou bietjie vir Jesus.
As ons Matteus lees, dan ontmoet ons die Here Jesus as die Messias koning. Ons ontmoet hom as die een wat mag het, en wat mag het oor die bose magte, mag het oor siektes, mag het oor die natuurwette, mag het oor die dood, waar hy mense uit die dood opwek, hy het die mag om wonderwerke te doen. En wanneer hy hierdie skare daarvoor hom ontmoet, dan gebeur daar iets diep in sy diepste binneste. Die woord sê, dat hy die skare innig jammer gekry het. Dit beteken dat hier diep in sy diepste wese daar 'n beweging gekom het, 'n roering gekom het. En in daardie tyd het hulle gesê, die mense emosies setel hier in jou diepste ingewande. Daarom lees 'n mens ook in die Ou Testament van jou niere, wat die setel is van jou emosies en gevoelens. Vir die Jode was dit hier waar werklike meegevoel, omgee, empatie vir mense in jou beweeg. En dan wanneer die Here Jesus sê, hy het die mense innig jammer, dan is dit iets wat so in hom roer, dat hy iets doen rondom hulle nood, en rondom dit wat met hulle gebeur. In hierdie omstandighede lees ons dat Jesus gehoor het van Johannes, die doper, Johannes wat gevange geneem is deur Herodes, en Herodes se verjaarsdagpartytjie, en Herodes se dogter wat dans, en hy so beïndruk met haar gedansery, dat hy 'n eed neem en sê, vra my enige iets my kind, en ek gee dit vir jou. En op grond van 'n vrou, die ma, se aanbeveling vra sy Johannes se kop op 'n skinkbord. Nou dit het gebeur, en dan staan hier die gedeelte wat ons gelees het, toe Jesus dit gehoor het, het hy gegaan om stil te wees eenkant. Maar sy stil wees is onderbreek deur hierdie skare wat bymekaar gekom het om te hoor wat sy leringe hy vir hulle kan gee, maar ook om daar te wees om deur hom aangeraak te wees. Vanuit sy innige meegevoel en sy innige empatie vir hierdie mense, sien hy hulle geestelike nood, maar hy sien ook hulle liggaamlike nood, en daarom het hy hulle siektes aangeraak, en hy het die siekes gesond gemaak. Nou presies hoe laat Jesus begin het met hierdie bediening om mense gesond te maak, weet ons nie. Maar die woord sê, toe dit nou al aand word, het sy disippels na hom toe gekom, want hulle het ook iets van die nood van die mense raak gesien. So in die daaglikse verloop van hierdie dag, het hulle agtergekom, dit word donker, en miskien omdat dit met hulle self gebeur het hulle gesê, die mense is honger. So vanuit hierdie dag is daar skielik 'n krisis wat ontstaan, wat hulle voel, hulle moet hanteer. En dan kom vra hulle vir die Here Jesus, op grond van hulle evaluasie, om op 'n sekere manier op te tree. Hulle vra vir die Here Jesus, en sê, Here, dit is nou al amper donker, dit is baie afgeleë hier waar ons is, want Jesus wou eenkant wees, hy wou nie in die dorp wees nie, hy het met die bootjie gery, dis afgeleë, dit is al laat, stuur hierdie mense weg, sodat hulle na die dorpe toe kan gaan, en vir hulle iets kan gaan koop. Hulle evaluasie van die probleem is soos wat ek en jy sou dink oor wanneer mense na ons toe kom met hulle nood
en voor ons kom staan en vra, help. Of as ons dalk maar net bewus word van iemand, omdat ons self 'n barmhartige, innige, jammerhart ontwikkel het, soos wat die Vader dit sê op 'n ander plek. Wees soos die Vader, ontwikkel 'n barmhartige hart. Ons evalueer baie keer. Maar wanneer die disippels evalueer, dan ontdek hulle dat daar 'n tekort is om hierdie groep mense, hierdie skare kos te gee. En hulle wil dit graag aanspreek en hulle plan is, stuur hulle weg. Maar geliefdes, as ek en jy nou so in hierdie beloop van die lewe by nood kom en by mense se nood kom, hoe gaan ek en jy reageer? Ek dink dit is belangrik om te evalueer. Ek dink dit is belangrik om te kyk, wat het ek beskikbaar? Ek dink dit is belangrik om te sê, wat gaan ek doen? Ek het dit Woensdag vir die Here gebid, toe ek op pad was na iemand toe wat in nood is. Ek sê, Here, gee vir my U Vader, barmhartige, innige, jammer hart vir mense. Ek dink die Here Jesus het hierdie disippels so geskok met sy opmerking, dat hulle stil gaan staan het en gewonder het, wat is nou hier aan die gebeur? Want wanneer die Here Jesus self hierdie gedeelte evalueer en dink aan die mense, want hy het 'n innige jammerte vir hulle, daarom het hy hulle siektes genees, en vanuit sy innige jammerte wil hy ook vir hulle help in hulle fisiese nood, hongernood. Dan sê hy vir die disippels hierdie mooi woord, hy sê, dit is nie nodig dat hierdie groep mense hoef weg te gaan nie. 12 disippels wat in hierdie groep is, 5000 mans, behalwe die vrouens en die kinders. En Jesus sê vir hulle, in hulle evaluasie, dit is nie nodig dat hierdie mense weggaan nie. Gee julle vir hulle iets om te eet. Nou, hulle het 'n evaluasie gemaak, as 'n mens gaan lees uit Johannes 6, dan sê die Here vir Filippus gesê, wat gaan ons doen aan hierdie mense? En dan sê Filippus, Here, selfs 200 sikkels, eintlik as 'n mens na een man of een persoon se lewe sou kyk, amper 'n jaar se salaris, is nie genoeg om vir hierdie mense kos te gee nie. En een van die ander disippels, Andreas, sê, Here, ons het maar net 5 broodjies en 2 visse. Hoe dink u gaan ons vir hierdie skare kos gee? Sien, geliefdes, ek en jy staan baie keer voor hierdie ding van armoede. En ek wil vir julle sê, ek staan saam met julle hier in Carolina, en hier is mense wat regtig arm is, wat min het om van te lewe. Kan hulle eie keuses wees wat hulle daartoe gebring het, kan omstandighede wees buite hulle beheer. Maar die feit is, hier is armoede, mense wat honger is. En ons het as 'n gemeente besluit, ons gaan mense kos gee en help, en ons doen dit. Dankie daarvoor, dankie vir die kerkraad wat dit ook so besluit het. Maar daar's 'n groot tekort aan dit wat ons nodig het om mense regtig te bedien. So ek kom na julle toe vanmôre en ek vra vir julle, soos wat hierdie disippels vir die Here gevra het. Here, hoe kan ons hierdie gemeenskap en hierdie gemeente bedien? Ons het maar net 5 brode
2 visse. Vir die disippels was dit 'n probleem, want hulle het gefokus op die klein bietjie wat hulle het, en op die groot nood. Wanneer die Here Jesus met hulle praat, dan sê hy vir hulle, bring jou klein bietjie na my toe. Jesus kom sê vir hulle, bring vir my daardie paar broodjies en visies wat jy het. Gee dit vir my. Ek het gedink, ek moet vir julle sê, die Here Jesus vra van hulle, ontwikkel 'n barmhartige, innige, jammer hart vir mense. Maar ek het besef, in hierdie omstandighede sal dit nie werk nie. Want hulle moes al reeds 'n barmhartige hart gehad het, toe hulle hier by mekaar gekom het. Maar die Here Jesus hak aan dit wat hy in sy innerlike beleef, en hy kom wys vir sy disippels wat om te doen. As daar 'n tekort is, dan bring jy daardie klein bietjie na Jesus toe. Want Jesus is die oplossing in hierdie situasie. Want hy is die Messias koning. Hy is die een wat in beheer is. En eintlik sê hy vir die disippels, vertrou my. Glo dat ek in staat is om in jou nood vir jou te kan help. Sien, want die disippels het gesê, onvoldoende hulpbronne, onvoldoende geld en fondse, onvoldoende kos. Maar Jesus sê, bring jou klein bietjie hier na my toe. Vertrou, glo, ek is die Messias. Sien, die Here Jesus evalueer ook die situasie. Hy vra, wat het julle? En julle ken nou al die antwoord. En hy nooi julle om dit te bring, want dit is wat die Here deur sy hele woord vir ons kom sê. In Eksodus 16, wanneer die Israeliete honger het, dan gee die Here vir hulle kwartels en hy gee vir hulle manna uit die hemel. Wanneer 'n weduwee in Sarfat honger is en nood het, en dan sê die Here, ek gaan vir jou 'n kruik gee wat nie opraak nie. Gebruik daardie olie in hierdie droogte wat in die land is. Wanneer Elisa 100 manne het wat hy moet kos gee, en hy het net 20 garsbrode, dan sê die Here vir hom, gee dit vir die mense om te eet, want so sê die Here, hulle sal eet en nog daarvan oorhou. In Psalm 132 sê die Here, ek sal Sion seën, en ek sal hulle versadig maak. Jesaja 55 sê, kom almal wat dors het, kom almal wat honger het, kom kry vir julle brood en melk, sonder om te betaal. In Johannes 6 sê die Here, ek verseker julle, Moses het nie vir julle die manna gegee nie. Die Vader het my gestuur as die brood van die lewe. Sien, hierdie verhaal kom terug en hy bou terug na die Here Jesus toe wat innig jammer het. En wanneer die Here Jesus hierdie bietjie vat wat die mense in die disippels in sy hande lê, dan neem hy dit. Hy kyk op na die Vader en hy seën die kos. Want God is die bron van dit wat hulle nodig het. Die woord sê dit vir ons op baie plekke.
En wanneer hy klaar gebid het, dan sê hy vir die mense, sit julle nou in klein groepies, 50 of 100, in 'n groepie, so sê die woord, en dan begin hy om die brood te deel. Ek dink die disippels se oë het al groter en groter geword. Ek dink in die uitdeel van die brood aan 5000 manne en dan behalwe die vroue en die kinders, het hulle later begin sweet soos wat hulle besig was om mense te bedien. Want Christus het die wonderwerk kom doen. God het in die Here Jesus as verlosser die bietjie wat hulle gebring het, vermeerder. Sien geliefdes, wanneer ek en jy so dink oor hierdie gedeelte, dan sien ons dat die Here nie net vermeerder nie. Hy gee in oorvloed. Want die Vader se hart is 'n oorvloedige hart. Nadat hulle almal geëet het, het Jesus gesê, tel al die stukkies brood op wat so op die gras lê. En dan sê die woord, hulle het 12 mandjies vol gemaak met al die oorskiet brood. Nou waar hulle die mandjies gekry het, weet ek nie. Daar was seker genoeg mandjies in daai skare om mandjies bymekaar te maak. Maar die Here sê 12 mandjies vol. En nou geliefdes, ons kan baie hieroor dink, soos wat mense daaroor dink en daaroor praat. Maar die uiteinde is dat die Here sê, dis 'n oorvloed wat ek vir julle kom gee. Ek gee nie maar net karig nie. Ek gee nie maar net dit wat jy gehoop het, net om 'n klein stukkie brood of 'n visie te hê nie. Ek gee in oorvloed, sê die Here. Ek gee in oorvloed 12 mandjies vol, wat eintlik 'n simbool is van 12 stamme, die Israel, die Ou Testament, die 12 apostels, die kinders van die Here in die Nuwe Testament, maar hy sê ook daar's 12 mandjies vol. Een vir elke disipel wat gesê het daar is te min om te gee. So die Here voorsien sodat elkeen van hulle kan weet dat God deur hulle ook die mense in nood wil aanraak. So wat vra dit van my en van jou vanmôre? Geliefdes, ek dink dit vra van my en van jou inderdaad om 'n hart te ontwikkel soos wat die Vader 'n hart het. Innige jammerhart, 'n innige jammerte vir wanneer mense in nood is. En ek weet hoe ons dink as mens rondom mense se eie verantwoordelikheid en die dinge wat hulle moes doen en die dinge wat hulle moet opoffer en al daai goed om self ook iets te doen in hulle lewe. Ek weet hoe ons dink daaroor. Hierdie gedeelte sê, kry medelee, kry 'n innige omgee hart. Vra dat die Vader vir jou die hart van die Vader sal gee wanneer jy by mense in nood is. En nou geliefdes, dit tref my uit hierdie gedeelte dat die disippels gesê het, ag Here, hoe? Want ek het net 5 brode en 2 visse. Ek is nie in staat om so baie mense te help nie. En dan sê die Here, bring dit net hierdie bietjie vir my. En hy het die vermeerdering gedoen. So as ek en jy in medelee voor mekaar kom staan, in medelee na 'n gesin toe gaan, al het jy nie regtig iets om te gee nie, dan gee dit 'n uitdrukking aan die liefde van die Here Jesus vir mense in nood. Maar wanneer ek en jy bereid is om te gaan uit medelee en omgee vir mense, dan gaan ons nie met leë hande nie. En nou geliefdes,
nou nie dadelik dink ek sê bring net kos en kos en kos nie. Dis nie wat ek bedoel vanmôre nie. Hierdie gedeelte sê, wanneer julle hierdie mense gaan bedien, kom met geloof. Kom met vertroue. Kom met 'n oorgawe na die Here toe om te sê, Here, ek het nog nie 'n oplossing nie. Maar gee U vir ons 'n oplossing. Daar is baie getuienis, byvoorbeeld van Abraham Kriel. Ek weet nie of julle ou dominee Abraham Kriel kan onthou uit die geskiedenis nie. Hy het begin met die kinderhuise in Langlaagte, in Johannesburg en oral. Hy sê hy baie keer het hulle die tafels gedek en rondom die tafels gaan sit, terwyl daar nog nie kos op die stoof is of weet waar die kos vandaan kom nie. En telke male het hulle gebid en gevra, Here, voorsien vir ons dit wat ons gaan eet. Ons sê vir U dankie vir dit wat ons gaan hê. En dan het God mense gestuur, met aardappels, met brood, met 'n klomp dinge. Sien geliefdes, wanneer ek en jy met barmhartigheid leef, en in geloof ons oë nie vestig op die omstandighede nie. Ja, ons kan dit nie ontken nie, want die disippels het dit ook nie ontken nie. Maar hulle het bo-oor, sê die Here Jesus, kyk daar bo-oor, kyk agter die omstandighede. Ek staan as verlosser, as Vader, as Gees, agter hierdie nood van mense. En as ek en jy dit doen in medelee en in geloof, dan sê die Here, kom met goeie rentmeesterskap. Bring jou bietjie na die Here toe. Bring jou bietjie na die Here toe. Geliefdes, ek wil vra dat julle saam met my sal bidend wees voor die Here, deur vir ons te help om te ontdek, nie net dat God getrou is nie, maar ook prakties, hoe ons vir mekaar kan help. Ek is besig om te dink aan 'n moontlikheid. En ek dink daar's baie praktiese goed daaroor wat 'n mens moet uitsorteer en so aan. Maar as die Here vir jou in jou hart iets gee wat ons moet doen as 'n gemeente, kom deel dit met my. Sodat ons kan bevestig, wat sê die Here vir ons op die pad? As ons bietjie bring na die Here Jesus toe. Vader, ons kom na U toe vanmôre. En ons sê vir U dankie. Dankie Here vir elke stukkie brood en 'n stukkie vis wat ons het, wat ons kan geniet vandag. Ons eer U daarvoor. En dankie dat ons kan kom bid dat U sal seën. En daarom bid ek Vader vir hulle, elke een in hierdie gemeente wat werk om kos te kry, en ook vir hulle wat arm is en wat sukkel om werk te kry, dat ons so geseënd sal wees, dat ons 'n broodjie en 'n visie op die tafel mag hê. U wil ons gebruik as die instrumente, en daarom is dit ons gebed. Maak ons sensitief, gee vir ons die Vader se hart, gee vir ons ware geloof en vertroue, gee vir ons, Here, 'n bereidheid om bietjie wat ons het te deel. Dankie daarvoor, vir dit wat ons mag hê om te eet. Dankie dat ons kan weet dat U ook vir ons aan die hand kom neem en vir ons as 'n gemeente begelei om uit te reik na mense toe. U is die Vader wat voorsien. U het ons geleer om so te bid. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Help ons Vader om op U te vertrou bo alles.
en om aan U gehoorsaam te raak. Ons bid dit in diep afhanklikheid in die naam van ons Here Jesus. Amen. Geliefdes, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding kom en vir julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Dankie, Dawie. Dankie.